Dis 'n voorreg vir my om vanoggend die woord te kan bring. Omdat dit Moedersdag is dit geskik en kry ek toestemming en die voorreg om vanuit my lewe te deel. Vir die mamas, maar asseblief papas en manne, jong manne, sterk manne, papas, moet nie dink alles lyk so vroulik hiervoor, dat hierdie diens is 'n vrouediens nie. Dit is 'n woord geskik vir man en vir vrou. So ek wil net vra dat ons net weer eens, ek wil net bid. Heilige Gees, baie, baie dankie. Dankie Here vir asem in ons longe. Dankie Here dat ons in 'n tyd van fellowship nou U saam kon aanbid as gelowiges. En Here dat ons kan verklaar wie U is. Wie U is in ons lewens. En Here, dankie dat ons vandag ook Moedersdag kan vier as 'n deel van 'n gesinslewe. En dankie Here dat mamas selfs al is hulle enkelmoeders, enkelouer, dat ons vandag kan sê, dankie Here vir die rol waarin U die gesin plaas. Here, ons as vrouens erken dat ons mans is die hoofde van ons huis. En Here, dat ons veilig voel wanneer ons mans U aanbid en hulle priesterskap opneem in hulle huise. Dankie Here dat ons as vrouens en ook ons gesinne, ons kinders, klein of groot, volwassenes, dan kan wees in die orde wat U ingestel het. Here, wanneer ons kinders volwasse is en hulle eie lewens kies, kan ons maar net opkyk en U vertrou. Here, dat dit wat ons in ons kinders, huidiglik of volwasse kinders, uitgiet, dat U salwing oor dit sal wees. Dankie Here dat ons kinders 'n deeltjie is van ons en ons 'n deeltjie is van ons kinders. En dit maak Here dat liefde die band is. Ek bid vanoggend Here dat U seën en U salwing oor hierdie gemeente sal wees en dat U ons sal help, Here, om te hoor wat die Gees van God vir ons sê. En ek is afhanklik van U Gees, Here, om die woord te bring. Dankie, laat U naam geheilig word. Amen. So vanoggend wil ek met julle deel vanuit my eie lewe. Die woordjie even if. Ek wonder wat kom in jou gedagtes op as jy dit lees, want daar's 3 doetjies, so elkeen kan hierdie selfs as, die sin in jou eie kop, in jou eie gedagtes kan jy voltooi. En ek wonder as ek tyd gehad het, dat ek kon hoor, wat kom by jou op? Selfs as, even if. Maar jy kan dit vir jouself nou antwoord. So hierdie woorde het op 2 verskillende tye direk tot my hart gespreek. Die eerste keer wat hierdie woorde, even if, in Engels, tot my hart gespreek het, was toe ons 'n e-pos ontvang het van 'n kosbare vriend, wat 'n sendeling met sy gesin, sy kinders, 'n sendeling is van YWAM in Turkye. Maar hy was op daardie stadium gediagnoseer met 'n baie ernstige kanker. En ons het 'n groep gestig, 'n gebedsgroep wêreldwyd, en deel gevorm van 'n 6 maande intense gebedstyd vir sy lewe. Op hierdie stadium wat ek die e-pos ontvang het, was dit gerig aan al die bidders, al die intercessors, wat ernstig vir sy lewe bid. En sy opskrif van sy e-pos was
even if. Dit was 'n Engelse e-pos, 'n e-mail. Even if. Etienne Minnaar, 'n kosbare vriend, 'n gelowige in die koninkryk van Christus. Hy was 'n marathon hardloper en op daai stadium geveg vir sy lewe. Hy het woorde van 'n baie mooi worship lied, Runaway by Jess Ray, aangehaal. En hy het vir ons almal aangestuur wat saam met hom gebid het. Now, written from God's perspective, this song describes God's heart of continual, persistent, extravagant pursuit of us. No matter where we go, He is always running after us. Dis wat oor die lied gaan, dis vanuit God se perspektief. Runaway by Jess Ray. Maar hierdie vriend van ons wat 'n tyding gekry het van 'n ernstige kanker. En op daardie stadium sy vertroue in God stel, maar 'n oproep het tot intercessors, tot bidders, om saam met hom die Here te vertrou. Het hierdie lied so opgesom. Even if we run away from Him, and Him is God, even if we don't trust Him, even if we get overwhelmed and take our eyes off Him, He is still pursuing us. Even if the cancer journey feels long and scary, het hy gesê, even if we get lost in the uncertainty of it all, even if we struggle to trust sometimes, His arms are always open for us to run into. Nou dit was die eerste keer, einde laas jaar, wat die woorde selfs as, or even if, tot my hart gespreek het, dat ek werklik het in my gees kon ervaar. En die tweede keer, wat hierdie woorde even if, tot my gespreek het, was aan die begin van 2025, toe ons vakansie gehou het in Jonsfontein, en ek die Here vertrou het vir 'n skrif, of 'n profetiese woord, enige iets wat die Here tot my spreek, wat ek mee kan identifiseer, om my hele jaar voorin te rig. My dogter Janri, wat in Abu Dhabi is, weet niks van hierdie e-pos wat ons ontvang het van ons vriend nie. En sy stuur vir my 'n devotional link vir die jaar aan, en raai wat was die woorde? Die tema van die devotional link. Even if. Ek het al gesit in hierdie plekkie wat ons gehuur het, en ek het werklik geweet, die Here sê, Sonja, rig jou hart hier volgens in. Ek hoef nie nou te wonder nie, en haar woorde aan my was, mamma, dis sulke mooi woorde, dis so sterk. Ons kan dit selfs ons tema vir die jaar maak. En ek het werklik van daai dag af my geestelik ingestel. Maar wat sê die Here vir ons met hierdie twee woorde? So ek deel vandag met julle my getuienis as 'n bemoediging. En dan gaan ek ook vanuit hierdie devotional lees vanoggend. Nou soveel keer moes ek as 'n individu, as 'n vrou vir my man, en as 'n ma van my kinders, die Here vertrou het vir deurbrake. Wie van julle het nog nooit die Here vertrou vir 'n deurbraak nie? As 'n gelowige leef ons nie net nie. Ek sien daar's baie mense wat net leef en alles is nie een en een nie. Hulle leef, hulle sien die lewe werklik anders. Ek kom met al meer agter dat ons gelowiges, we are set apart. And our minds are different.
So as 'n mamma met Moedersdag vandag, het ek die Here al baie vertrou vir deurbrake. As 'n vrou vir my man, wanneer ek vir hom intree, selfs vir hierdie gemeente, as 'n geestelike moeder, het ek die Here al baie vertrou vir deurbrake. Maar soveel keer het ek ook teleurstellings wat ek moet verwerk het. Juis omdat ek vooropgestelde idees gehad het vir my eie lewe. Ek het teleurstellings verwerk in my lewe omdat ek vooropgestelde idees gehad het vir die lewe van my gesin. As ek nou vir Lieshka vra, Lieshka, Morney, wat is julle droom vir julle kinders? Gaan julle nie vorentoe kom of Hanley en Kenny, Ilse, Rissa, as ek vir julle vra, wat is julle drome, wat is julle lewensverwagting vir julle kinders en julle gesinne, Sonja, dan gaan elkeen van julle 'n antwoord hê, want ons leef met 'n idee in die toekoms, alhoewel dag vir dag, daagliks. En soveel keer het ek al geworstel met die een vraag, hoe kan ek die Here aanhou vertrou? Hoe kan ek aanhou bid as God van hemel en aarde nie my diepste begeertes vervul of my diepste gebede positief beantwoord nie? Menende, soos wat ek vertrou en bid en hoop hy vir my gaan deurkom nie. How can I keep trusting God if He hasn't answered my deepest prayer? How can I trust Him? Dis 'n worsteling gedagte wat ek sekerlik dink baie van julle met my kan identifiseer. So teleurstellings is omdat ek 'n idee het, ek 'n verwagting het, maar nie altyd dit terugkry nie. En my vraag dan is, O Lord, how can I still trust you if you do not answer my deepest prayer? Dit my uitkoms, hoe ek het graag wil hê nie. En vanoggend kan ek eerlik vir julle sê, oor jare heen, het ek op my knieë, my hoekoms en my waaroms met God geworstel. Maar baie belangrik, my hartsgesindheid, en ek sê dit as 'n getuienis, my hartsgesindheid was altyd nederig, under submission of the Holy Spirit, terwyl ek gebid het vir deurbrake, of geworstel het met, maar hoekom Here, ek wil die uitkoms op hierdie manier hê, hoe kan ek aanhou bid, en hoe kan ek aanhou vertrou as 'n gelowige? En ek kan vanoggend sê, deur die genade van die Here, selfs al, ontvang ek nie wat ek graag wil hê of sien gebeur nie, in my lewe of in my gesin se lewe nie, het ek by die plek gekom waar ek kan sê, ek sal die Here loof, ten spyte van. En is genade dat ek vanoggend hierdie getuienis met jou kan deel. Dit is nie weens geen mens se goedheid nie, geen mens se geestelike pad nie. Dis deur jare se knieworsteling. Even if God does not, I praise Him. Now the question to all is, to you, will you still praise God in the even ifs? Even if life does not unfold the way you dreamed? Or will you withhold your praises? Dis 'n baie ernstige vraag. Dis persoonlik. En dis nou vir jou. Selfs as God nie ons hartsbegeertes vervul nie, maak dit nie van hom 'n ontroue God nie. Dit maak hom ook nie onwaardig nie. Selfs antwoord hy nie jou
gebede nie. Daarom verdien hy ons aanbidding. En nou gaan ek lees vanuit hierdie devotional wat my dogter vir my gestuur het. This is a lesson we can learn from Daniel's friends, Shadrach, Meshach and Abednego, when the king was about to throw them into the blazing fire. Ons ken hierdie gedeelte. Daniel 3:17-18. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. And he will deliver us from your majesty's hand. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Even if you do not, even if he doesn't, we will still praise our God. Daniel se vriende, weet julle, was self versekerd gewees dat God hulle sou verlos. Maar terselfdertyd was hulle ook vasberade in hulle oortuigings gewees dat selfs al sou hy nie, hulle harte steeds in geloof aan God sal gee, net aan hom, geen ander afgod nie. In Habakuk staan, injustice and violence were rampant. Everywhere he looked, people were being wronged, and it seemed like nothing was being done to fix the broken system. Habakuk was frustrated. Net soos wat jy en ek soms rondom ons kyk of in ons families en ons is gefrustreerd met wat ons sien, want daar kom nie verandering nie. In Habakuk was dit, sy oë het gegaan na die gemeenskap, na sy community, en hy was gefrustreerd oor wat hy gesien het onder sy mense. He persistently cried out to God, asking why he allowed things to continue as the way they were. Waarom laat God toe dat dit so aanhou? Al bid hy dan. In Habakuk 1:2, he asks, how long, O Lord, will I call for help, and you will not hear? I cry out to you, violence, yet you do not save. It's a raw and honest plea, much like the cries of our own hearts when we wonder why bad things would happen in the care of a good God. En ongelowiges of mense wat apaties staan, dis die eerste pyl wat hulle na God toe gooi, om te sê, as God dan goed is, waarom laat hy dit in my of my familie se lewe toe? Hierdie is die sneak key wat die vyand soms gebruik, en ons as gelowiges ken die antwoord. But as Habakkuk consistently sought the heart of God, even when he couldn't see his hands at work, the cry of his soul shifted. Eers bid hy, en hy's gefrustreerd in sy kop, want dinge werk net nie uit, soos wat hy dan voorbid nie. But in this time of prayer, the cry of his soul shifted. He concluded that even if better days might never come, he would still find his joy in God himself. Habakkuk said in chapter 3:17-18. Ek dink julle ken hierdie skrif, en ek het hierdie skrif al baie gekwoteer en gebid. Though the fig tree should not blossom, and there be no fruit on the vines, though the yield of the olive should fail, and the fields produce no food, though the flock should be cut off from the fold, and there be no cattle in the stalls, yet I will exult in the Lord. I will rejoice in the God
of my salvation. Habakuk se aanbidding was nie gebaseer op die hoop dat sy situasie beter sou word nie. Dit was nie afhanklik van beantwoorde gebede van hom nie. Dis baie belangrik. Sy aanbidding was geanker in God se onveranderde karakter. Hierdie is baie belangrik. Want die lewe in ons koppe en ons harte gaan baie oor onsself. Myne, my man, my kinders, of my familie, of my dorp, of my skool, of my werk, baie selfgesentreerd, en wanneer die Here nie deurkom vir die my of die ek nie, kan die vyand ons hierdie vraag kom vra, but can you still trust God, even if he does not? Sy aanbidding, Habakuk se aanbidding, was geanker in God se onveranderde karakter, in wie God is, nie wat hy vir hom kon doen nie. En daarby het ek geleer. Even if there is no new chapter, I praise him. En dis my woorde. My hartseerste tye en plek is seker Kaapstad Lughawe. Dis die plek waar ek al die diepste hartseer ervaar het, wanneer ek vir ons kosbare kinders op die lughawe met groet. Dis wonderlik om hulle te gaan haal. Maar wanneer jy op die lughawe is en my man is so lief om vir my ou koffiekie te koop en 'n stukkie koek, en ek is baie lief vir soetgoed. Maar wanneer daai vliegtuig nader kom, is baie groot. As jou kind binne-in is 'n groot vliegtuig, is sterk. En hy so stadig beweeg. Dan raak ek lam. Ek weet nie van julle nie, maar diep hartseer het my fisiese liggaam al geaffekteer, dat ek fisies lam voel. Dat ek uit die lughawe uitstap, dan is ek lam van emosie. Dit voel of my lewe tot 'n stilstand kom, en dan is dit wanneer ek uitroep, Here, nou verstaan ek nie. Dis dan nou nie hoe ek my lewe voorgestel het nie. Nou verstaan ek nie, Here. Is U in beheer? Is dit U wil dat my kind in daai of daai land woon? Is dit U wil dat al my kinders oor see woon? En dan ervaar ek 'n fisiese, geestelike uitroep in my siel. Ja, is ek maar net 'n mens op aarde, of is God werklik in beheer? Dis wanneer daai gedagtes kom. Maar dis die plek waar ek oor en oor besef het, ek kan nie anders as hom nog steeds te vertrou en hom te aanbid nie. Maar dis deur herhaaldelik gaan groet, herhaaldelik huil, herhaaldelik sê, Here, is dit maar net ek op hierdie aarde met my ou lewetjie, met my gedagtes? Of is hy werklik in beheer van ons gesin se lewe? En soms twyfel jy. Jy voel baie klein, wanneer jy die lewe nie kan beheer nie. Even during those times of painful goodbyes, I have decided my soul will sing to the Lord. I have decided. Dit het nie maar net gekom, ek moes kies. Nogtans sal ek die Here prys. I personally have learned to praise him when my garden is flourishing and when it has withered away. Maar ek maak die keuse, watter kant ook al. In tyd het ek geleer om my lewe met dankbaarheid te leef. Want weet julle, hoe veg jy die vyand? Nie deur ondankbaarheid en twyfel nie. Jy veg en jy kom in oorwinning deur 'n gees van aanvaarding en dankbaarheid. Dis jou sleutels. Want dis hoe die Here dit vir my kom bring het. Dankbaarheid, selfs in tye wat my hart pyn van eensaamheid, van verlange na my kinders, en ek snags in my kussing huil, terwyl ek bid. Ek het al gelê op my maag, aan slaap aan toe. Dan kry ek hierdie diep worsteling gebede in my. Dan lê ek op my maag, en ek huil in my kussing, want ek ruk, maar ek is in die diepste plek van aanbidding, alhoewel ek worstel.
En dis daar waar die Here vir my kom sê het, nogtans, al verstaan jy niks, is ek waardig om geprys te word. What kind of battles are you facing right now? Can you fight it with a song in your heart and a prayer to God? So ek was onlangs in die hospitaal en Anton was so ver as moontlik saam met my gewees. By my, soos wat hulle my daar uitstoot teater toe, het hy saam gestap. Selfs in die teater het hy my hand vasgehou. Totdat hulle op 'n stadium so, ek weet nie wat se ding hier oor hom gesit het om die strale te keer. En hy sit daar en ek sit hier en hy neem my die hele tyd af. Nou, weet ek nie hoekom neem hy my af nie, maar hy is in konneksie want hy stuur al die foto's vir die kinders en my familie wat saam bid. En op 'n stadium moes ek op die teaterbed lê in 'n fetusposisie want ek het 'n lumbar punch gekry en ek is bang. Maar hy is by my. En hy staan so 'n end weg. En terwyl ek lê, het 'n traan uit my oë gekom. Ek het nie gehuil nie, maar 'n traan het uit my oë gekom en hy het liefdevol met sy vinger gekom en die traan afgevee. En ek het besef, oh Lord, I love this man. And he loves me. We are soul of each other's souls. Maar op 'n stadium moes hy gaan. Op 'n stadium kon hy nie meer by my bly nie. En moes ek alleen in die hospitaal agterbly. Nou, ons voel almal sterker wanneer ons die lewe saam met ons geliefdes kan leef. Is ek reg? Jy voel net sterker, jy voel net, jy hanteer dit beter as 'n geliefde of iemand saam met jou kan wees. Die lewe is definitief lekkerder en baie meer verdraagsaam wanneer jy dit saam met jou geliefdes kan doen. Maar daar kom tye wanneer jy alleen is, wanneer jy regtig net by jouself is. Esther, dis wonderlik om jou man en jou seun by jou te hê. Marike, dit is wonderlik om die lewe, dit is net lekkerder om 'n vakansie te gaan hou, saam met jou gesin. As jy in die hospitaal is en 'n geliefde stap saam met jou, dan is jy dankbaar. Maar daar kom tye, wanneer jy alleen is, wanneer jy werklik net by jouself is, dat dit, ek wil amper sê, jy en vinger alleen is net jy. En is in sulke tye, wanneer jy sterk moet staan, in jou eie geloof, dan is dit jy en die Here. Dan is dit nie ons nie, dis jy en God, jou geloof. Wanneer niemand saam met jou sing, in jou eie storm nie. When we think of someone in the Bible who might have gone through extreme heartache, Job immediately comes to mind. Wie ken nie vir Job nie? Job seisoen. Wie het hulle Job seisoen gehad? Daarvan kan ons ook getuig. Despite losing everything dear to him, his wealth, his children, and even his health, Job's response was not to curse God, but to fall to the ground in worship. Naked I came from my mother's womb, and naked I shall return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord, he said. As ons nou moet ervaar dat al jou geld uit jou bankrekening gesteel word, want Satan het kom steel. As al jou geld, al jou besittings, jou voertuig, jou fiets, jou savings, jou spaargeld vir jou ou dag. As alles van jou weggeneem word, jy het werklik, jy's gestroop. Hoeveel kinders het jy? Hoeveel kinders hoop jy om te kry? As jou kinders by die naam sterf, weggeneem word van jou, saam met alles wat jy besit, waarvoor jy hard werk,
as jou gesondheid wegkwyn, hoe sal jy optree? Dit is onmenslik om te dink dat Job nog steeds gesê het, God gee en God neem, maar ek sal hom prys. In 'n tyd wanneer meeste mense woedend teen God sou draai, het Job gekies om God te eer, nie vanuit 'n verstand plek nie, maar vanuit sy binneste. Terwyl sy vriende vir hom raad gegee het wat nie die beste raad was nie. Terwyl sy vrou wat geleef het, God laat toe dat sy vrou lewe. Hoekom het Satan nie sy vrou geneem nie? Want moontlik het Satan geweet sy vrou gaan 'n mondstuk wees vir hom. Want sy vrou het gesê, vloek God en sterf, want dit is te erg. No matter who we are and what our callings are, we influence other people. We influence other people in the way we see God. Hoe jy God sien, is baie belangrik, want dit beïnvloed mense om jou. We influence other people in the way we trust God. Jy dink jy's op jou eie pad, en jy vertrou die Here vir iets, sonder dat jy weet, jou manier van vertroue, ten volle vertroue of twyfel, beïnvloed jy mense om jou. We influence other people in the way we love Him. Want ek moet vir jou sê, daar was al tye wat ek regtig getwyfel het, nie in wie God is nie, waar ek geworstel het teen sinisme, waar ek sinies geraak het in my geloofspad, het my man, wetend en onwetend, my deurgetrek deur sy verhouding met God, die Vader. Friends influence friends. Spouses influence each other. Moms influence kids. Therefore, the attitude of our hearts matter. Even if life didn't turn out like you prayed, or your hope for the future, He is still faithful. Even if life didn't turn out like you prayed, your hope, of in die verlede, of in die toekoms, Hy is steeds waardig om geprys te word. He is still worthy to be praised. En hiermee sluit ek af. So today, with hearts full of trust, we as a fellowship, we as believers, we can say, bless the Lord, O my soul, for His grace overflows. Ons kan maar ten volle sê, in volle vertroue, in die Here sal ek my vertroue plaas. Al die eer behoort aan Hom. Kom ons maak ons oë toe. Here Jesus, ek wil vir U baie dankie sê, vir U goedheid. Here, vir U hart, vir die mens wat worstel. Worstel, Here, wanneer dit goed gaan, en wanneer dit nie goed gaan nie, want selfs in die goed, in die mooie tye, is daar altyd iets waaroor ons wonder. Dankie Here dat ons vandag as gelowiges kan sê, selfs al beantwoord U nie ons gebede soos wat ons hoop nie. Al beantwoord U nie, al gee U ons nie ons diepste begeertes nie, U is steeds waardig om geprys te word. I pray, Lord, that You will help us, equip us, strengthen us to be faithful because You are a faithful God. Even if life isn't the way we choose for ourselves or our families, we will still praising You. Ons loof en ons prys U heilige naam, want U alleen is waardig om geprys te word. Amen. JC wil net ook iets deel rondom die boodskap. Dink wat aansluit by die boodskap. Ja, ek wil net by Sonja aansluit. Ek dink dit het vandag gevoel asof jy
asof jy my ons storie vertel. Wat ons het deur 4, 5 baie moeilike maande gegaan, waar daai selfs as wat ook al gebeur, vir ons ook 'n baie redelik in die gesig gestaar het. Maar ek wil vandag een ding net aansluit by Sonja, is dat ek het deur 'n tyd gegaan waar ek self nie my hande meer kon oplig in worship nie, waar ek self nie meer wou of kon bid nie, omdat baie van my gebede nie verhoor op daai tyd, ja, verhoor is nie, en ja, baie van daai Habakuk, waar die oes, die wingerd nie blom nie, waar die vyeboom nie vrug dra nie, waar 'n hele graanoes voor jou versuip. Een ding wat ek geleer het in die laaste 4, 5 maande, en eintlik voor dit ook, sorry as ek 'n bietjie emosioneel raak, is omring jouself met die regte mense, dat wanneer jy nie self kan bid nie, wanneer jy nie self jou hande kan oplig nie, laat daar mense in jou hoek is, al is dit 'n selgroep, al is dit familie, maar laat daar regtig mense in jou hoek is en in jou binnekring is, wat jy kan dra en jou hande vir jou oplig, en vir jou kan intree met gebed.